Waarna kyk jy? Hemelvaart. 'n Paar dae gelede was dit Hemelvaart, 'n grootse dag, wat ongesiens verbygeglip het op ons kalender. Dit het gebeur 40 dae na Paasfees, en in ons kalender is dit altyd op 'n donderdag. Hoekom is die Hemelvaart van Jesus so belangrik? Wat beteken dit vir ons moderne mense van vandag, dat Jesus opgevaar het hemel toe? En wat maak het saak? Keep looking up, that's the secret of life, was Snoopy se lewenservaring. Baie van ons sal dalk 'n ding of twee by hom kan leer. Ons lees daarvan na Handelinge 1. En na hierdie woorde het Jesus van die Olyfberg af na die hemel teruggekeer. Ander vertaling sê, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Die hemelvaart is nou nie juist 'n onderwerp waaroor ons baie dink of praat nie. Ons glo dit, maar ons praat so min daaroor dat dit nie baie belangrik vir ons klink nie. Ten minste nie so belangrik soos die kruisiging of die opstanding nie. Ons weet dat Jesus vir ons sondes gesterf het en dat hy die dood opgestaan het tot ons redding, en ons weet ons kan nie gered word sonder Goeie Vrydag of Paasondag nie. Maar waar pas die hemelvaart in? Vir baie van ons lyk dit omtrent soos 'n naskrif na die hoofboodskap van die evangelie. Maar maak dit saak vandag? Is dit belangrik vir ons Christelike geloof? En Lukas gee vir ons die meeste details omtrent die gebeurtenis. Matteus en Johannes noem dit nie eens nie, terwyl Markus kortliks daarna verwys. Markus 16. Nadat die Here Jesus klaar met hulle gepraat het, is hy in die hemel opgeneem en het hy op die ereplek aan God se regterhand gaan sit. En Lukas vertel dit so. 'n Rukkie later het Jesus sy apostels na Betanië toegevat. Daar het hy sy hande oor hulle uitgestrek en God se seën oor hulle afgebid. Terwyl hy nog besig was om hulle te seën, het hy na die hemel toe vertrek. Die apostels het op hulle knieë neergeval en Jesus aanbid, terwyl hy van hulle af weggegaan het. En daarna het hulle na Jerusalem toe teruggestap. Volgens Lukas is hierdie hemelvaart 'n baie belangrike gebeurtenis. Die disippels was daar, hulle het alles gesien. Dit het regtig voor hulle oë gebeur. Dit was nie 'n droom of verbeelding of 'n visioen nie. Anders as die opstanding wat niemand gesien gebeur het nie, het die disippels werklik gesien hoe Jesus opvaar na die hemel. Hulle was ooggetuies van iets ongewoons. Die liberale geleerdes het die hemelvaart van Jesus afgeskryf as iets wat wetenskaplik onmoontlik is. Mense dryf nie net van die aarde af of verdwyn in dun lug nie. As jy gewen het aan Scrabble, voel dit dalk of die hemele vir jou aangebreek het en kan jy omtrent sweef van blydskap. Lukas se storie klink vir hulle amper soos Kaptein Kirk van Star Trek se Beam Me Up Scotty. Dit bots met alles wat hulle van die heelal se natuurwette weet. Kritici skryf dus Lukas 24 in Handelinge 1 af as 'n pre-wetenskaplike wêreldbeeld wat niemand vandag ernstig sou opneem nie. Vir hulle was die hemelvaart nie 'n letterlike gebeurtenis nie, maar 'n gelykenis wat vir ons vertel dat Christus nou in die hemel is. Hoe reageer mens teen so 'n siening? Die hemelvaart is net so moeilik om te glo as die opstanding, maar daardie selfde liberale geleerdes glo ook nie dat Jesus uit die dood opgestaan het nie. Wanneer jy wetenskap jou God maak, skiet jy enige wonderwerke in die Bybel af, en in plaas daarvan om die Bybel te glo, veroordeel jy dit eerder as snert. As God inderdaad sy seun uit die dood kon laat opstaan, sou het vir hom kinderspeletjies wees om hom terug te neem hemel toe, op die manier waarop neergeskryf is. Dit kom egter neer op 'n eenvoudige vraag. Is ek gewillig om te glo dat God kan doen wat hy sê hy sou doen? Die hemelvaart bied geen probleme vir mense wat glo in die God van die Bybel nie. Die hemelvaart bewys dat Christus se werk op aarde afgehandel het. Die klimaks van sy werk was klaar, toe hy aan die kruis gehang het om die prys te betaal vir die sondes van die wêreld. God het al die sondes op hom gelaai, selfs al was Jesus perfek en onskuldig en sondeloos. Maar as die lam van God het hy die straf geneem wat ek moes ontvang het, sodat ek vry kon wegstap. Een van sy laaste woorde aan die kruis was, dit is voltooi, dit is klaar, wat letterlik beteken, die prys is ten volle betaal. Die werk was afgehandel, die skuld is klaar betaal.
Ek hoef nooit weer aangekla te word oor my sonde skuld nie, want Jesus het alles betaal. Die Hemelvaart bewys verder dat die Vader die Seun se werk aanvaar het. Nou as ek daardie dag daar was, sou ek by boeglam geskrik het toe gravitasiekrag sy houvas op Jesus verloor het. Ek bedoel, van skool daar al word ons geleer dat ons nie kan vlieg of sweef nie, weens gravitasie wat ons op aarde vashou. Soos die aarde in die rondte draai, spin ons nie af nie, maar bly ons steeds gewortel waar ons is. Newton het glo daardie een vasgepen toe appel op sy kop geval het. Geen appels val boontoe, hemel toe nie, en dryf in die wolke rond nie. Die blote gedagte dat mense sommer so kan gravitasiekrag verloor is vir ons ondenkbaar. Of is dit? In ons generasie moet ruimtevaders leer om te sweef, want daar waar hulle werk is daar nie gravitasiekrag beskikbaar nie. Die meeste van ons sal seker nooit in so 'n posisie beland nie. Tog kry mens al toeriste reise na die rand van die ruimte, waar jy kan voel hoe dit is om te sweef, en die effek van zero gravitasie kan beleef. Vir ons mense wat gewoond is van bo en onder, is so 'n bommelik kiesierit genoeg om ons onderste boon die mekaar te maak. Tog het ons al genoeg wetenskapskoue bygewoon om te weet dat daar natuurkragte in die werk is, wat kan maak dat iets in die lug sweef. Op die oog af lyk dit na pure oogverblindery. Maar as mens iets weet van magnetisme en dit kan verstaan, sal die prentjie dalk vir jou duideliker word. Met die ontwikkeling van wetenskap kry jy selfs fisio-oefenapparate wat jou ligter maak en help om katvoet 'n marathonbaas te raak waarin jou spiere minder as gewoonlik werk. Eintlik is antigravitasie al lankal met ons. Ons het al gehoor van maglev treine en Harrier jets wat sommer so in die lug kan hang sonder dat enige vlerke geklap word. Natuurlik is daar 'n duisternis ander tegnologie wat gravitasiekrag beveg in die proses. Maar dit lyk verstommend as so 'n stuk yster van verskeie tonne sommer net so in die lug kan hang. In ons tyd het baie van ons al SpaceX 'n lanseringsdop gehou met groot entoesiasme. Honderde tonne gewig begin beweeg as daar vuurvlamme onder die vuurpyl uitbars en dit begin opstoot hemel toe. Kameras van alle kante vertel vir ons die storie van wat alles gebeur vanaf aardse perspektief, sowel as vanaf die vuurpyl se perspektief. Dit is opwindend om die lanseringsdop te hou en te sien hoe dit al kleiner word in die verte, totdat die blote oog dit nie meer kan sien nie. As dit nie was vir kameras nie, sou ons op baie van die gebeure uitgemis het. Allerhande ontwikkelings is glo aan die gang om 'n nuwe generasie vliegtuie of ruimteskepe te ontwerp, wat sommer so in die lug kan hang sonder dit lyk asof gravitasie enige invloed daarop het. Natuurlik is daar ook gereeld flieks en dokumentêre programme wat verskyn, wat die onmoontlike vir ons moontlik maak. Sien is glo nie waar nie. Met AI en goeie rekenaarvaardighede kan so 'n paar natuurwette mos gebuig word.
As jy so 'n koek met jou verjaarsdag sou kry, waar het lyk of die smaartjie sommer so in die lug hang, kan dit dalk jou maats betower en maak dat die bakker in sy vuis lag. Ek sou nog 'n groter skrik gekry het, toe nie net een engel nie, maar 2 van hulle in ons midde verskyn. Gewoonlik is 'n engel wat verskyn 'n groot gebeurtenis, wat hulle sê, moenie vrees nie. Hierdie keer was die disippels al klaar so oorbluf dat het lyk of hulle nie eens aandag gee aan die engele nie. Hulle aandag was so gefokus op Jesus wat daar ver al kleiner word soos hy opvaar, dat hulle skoon vergeet om te skrik vir die engele. Terwyl die disippels nog staan en kyk hoe hy in die wolke verdwyn, het 2 mans uit die hemel by hulle kom staan. Hulle het spierwit klere aangehad. Een van die mans vra toe vir die disippels: "Hoekom staan julle so na die hemel en kyk? Dink julle dat julle nooit weer vir Jesus gaan sien nie? Hierdie selfde Jesus wat nou voor julle oë na sy hemelse woonplek toe vertrek het, sal presies op dieselfde manier na julle toe terugkom." Van kleins af is die Bybelse waarhede ons ingeprent, waarhede wat deur die eeue heen deur gelowiges onderstreep is. Jesus se kruisiging en opstanding was een, nog een was Jesus se hemelvaart en nog een is die wete dat Jesus eendag weer gaan terugkom om ons te kom haal. Dit vorm die hart van ons Christelike geloof. Dit is so belangrik dat as jy dit nie sou glo nie, jy jouself buite die sirkel van die Christendom sou bevind. Deur die eeue heen is verskeie doktrines of leerstellings gesien as die kernwaarhede vir ons geloof, soos dat die Bybel die woord van God aan ons is. Ons het geleer dat Jesus die Seun van God is en dat redding 'n present van God aan ons is. Daar is sekere kernwaarhede wat jy moet glo om gereken te word as 'n ware Christen. In teenstelling daarmee is daar baie mense wat een of ander selfgemaakte godsdiens aanhang. Die wêreld is vol van allerlei namaaksels wat alternatiewe bied vir die mens om aan te glo. Die verwarring is egter groot en die verlorenes tas rond in die duister op soek na die waarheid, sonder die Bybel en sonder God. Waar jy ook al kom in die wêreld, sal die mense sien wat nie seker is waar hulle tans staan nie, en nie seker is waar hulle op pad heen is nie. Jesus sê in Matteus 7, dan sal al hierdie skynheilige mense voor my kom staan en vir my sê, Here en Meester, onthou u dan nie watter groot dinge ons alles in u naam gedoen het nie? Ons het gepreek, duiwels het mense verdryf en allerlei magtige dade gedoen. Weet julle wat ek dan sal antwoord? Ek sal dan vir hulle sê, ek ken julle van geen kant af nie. Julle spil slegte mense, verdien die hel, gee dadelik pad voor my. Die hemelvaart van Jesus bring ons van aangesig tot aangesig met een van hierdie kernwaarhede van ons geloof. Nadat Jesus opgevaar het hemel toe, het 2 manne in wit, oftewel engele, skielik verskyn aan die disippels, en hulle vertel dat hulle nie hulle tyd moet mors deur in die lug in te staar nie. Hoekom nie? Want Jesus sal terugkeer na die aarde op dieselfde manier as hoe hulle gesien het hy hemel toe is. Hierdie terugkeer van Christus is een van die kernwaarhede wat elke ware Christen dan moet glo. Dit is skriftuurlik dat ons geloof nie berus op die drome van 'n mens nie, maar op die duidelike openbaring van God se woord. Tog bevat dit ook 'n paar opinies wat Christene al verdeel het van hoe Jesus weer gaan kom. Ons gaan dus vandag kyk na die tweede koms van Jesus, hoe dit gaan wees. Jy hoef maar net 'n paar so sappige romans te lees, in fiksie of YouTube video's te kyk om agter te kom dat daar baie nonsens is wat as die waarheid verkondig word. Party fokus op die tekens van die tye en ander verduidelik hulle eie sienings omtrent Bybelse profeseë. Duisende video's doen hier rond op YouTube wat voorgee dat hulle die antwoord het van hoe die eindtye gaan lyk en wat 'n rol ons daarin gaan speel. Die meerderheid kan 'n mens maar met 'n knypie sout opneem. Wat bedoel ons wanneer ons sê dat Jesus weer gaan kom? Daar is 3 antwoorde wat ons kan oorweeg. Eerstens sal sy koms persoonlik wees. Handelinge maak dit duidelik dat dit Jesus self is wat eendag sal terugkeer aarde toe. Dit sal dieselfde Jesus wees wat destyds op aarde aan die kruis gesterf het. 2 keer in 1 vers onderstreep Lukas die woord dieselfde om sy punt duidelik te maak. Dit sal dieselfde Jesus wees wat eendag gaan terugkeer. En hy sal op dieselfde manier terugkeer as waarop hy weggegaan het. Daardie woorde beteken dat Jesus persoonlik sal terugkeer, letterlik, sigbaar en liggaamlik.
Ons kan ook byvoeg dat dit skielik en onverwags sal wees. Jesus het nog een oomblik met sy disippels staande gesels, toe sy hande uitgesteek en seën oor hulle en skielik begin opstyg vanaf die aarde, sonder waarskuwing. Iets wat hulle nog nooit gesien het nie. Hulle monde het oopgehang. Ons kan aanneem dat Jesus se terugkeer na die aarde nie minder verrassend en verbasend sal wees nie. Dieselfde Jesus wat in Bethlehem gebore was, kom weer. Dieselfde Jesus wat in Nasaret groot geword het, kom weer. Dieselfde Jesus wat op die water geloop het, kom weer. Dieselfde Jesus wat 'n belangrike ou se seun gesond gemaak het, kom weer. Dieselfde Jesus wat Lazarus uit die dood opgewek het, kom weer. Dieselfde Jesus wat op Palmsondag met 'n donkie in Jerusalem ingery het, kom weer. Dieselfde Jesus wat geween het oor Jerusalem, kom weer. Dieselfde Jesus wat verraai is deur Judas Iskariot, kom weer. Dieselfde Jesus wat met 'n sweepgesla aangerand is, gespot is en ter dood veroordeel is, kom weer. Dieselfde verrenweerde Jesus wat sy kruis moes dra na Golgotha wat onmenslik aangerand is, kom weer. Dieselfde Jesus wat op Golgotha gesterf het, kom weer. Dieselfde Jesus wat op Paasondag opgestaan het uit die dood in die tuin van Getsemane, kom weer. Dieselfde Jesus wat voor die disippels se oë opgevaar het hemel toe, kom weer. Dis wat ons bedoel as ons sê dat Jesus weer kom. Dit gaan dieselfde genuine, egte historiese figuur wees wat meer as 2000 jaar gelede in die Midde-Ooste geleef het, wat vir 'n laaste keer gaan terugkeer aarde toe. Dit is so groots en besonders, dat mens amper nie weet hoe om daaroor te dink nie. Oor die jare was daar verskeie voorspellings van predikers en groepe wat bereken het presies wanneer dit sou gebeur. Tot dusver het almal op hulle neuse gekyk en saggies ster tussen die bene verdwyn met die opbrengste van al hulle boeke en literatuur wat deur liggelowige mense gekoop en verslind is. Een groep in Garland, Texas, het aangekondig dat Jesus op 31 Maart sou terugkeer. En het aangekondig dat God homself sou bekend maak, deurdat hy kanaal 18 op TV sou oorneem op 25 Maart en so sy aankoms op TV aankondig. Die koerant het natuurlik die storie goeie papierspasie gegee en die TV-kanaal is met arendsoë deur baie mense dopgehou. Op 25 Maart is strate afgesluit in die dorp, sodat nuuslorries met hulle satellietskorrels daar kon parkeer, om die groot gebeurtenis aan die wêreld te verkondig. Toe een nuusdirekteur gevra is wat hy dink gaan gebeur, het hy gesê dat hy nie verwag dat enigiets sou gebeur nie, maar hy kon nie dit bekostig om nie daar te wees nie, net vir ingeval God sou opdaag op kanaal 18 nie. Die media van Amerika, USA Today, het 'n kritiserende artikel gepubliseer nadat God gefaal het daarin om op televisie te verskyn. Die groep wat die geleentheid geglo het spoedig daarna verhuis na New York, waar hulle waarskynlik weer probeer het in 'n vars nuwe omgewing. Hoe mislei en verkeerd die groep ook al was hulle reg omtrent een ding. God gaan in die persoon van Jesus Christus eendag terugkeer. Hulle was verkeerd omtrent die tyd, verkeerd omtrent die plek en verkeerd omtrent 'n hele paar ander dinge. Maar op die sentrale punt was hulle reg gewees. Die wêreld soos ons dit ken sal nie vir ewig bestaan nie. Die geskiedenis sal sy klimaks bereik wanneer Jesus self sal terugkeer na die aarde. Baie ander Hollywood-rillers en grillers het al probeer om die einde van die wêreld in film vas te pen, maar die meeste van hulle het niks met Jesus se wederkoms te doen gehad nie. Dit gaan maar net om die mense te vermaak en natuurlik 'n paar miljoen dollar te oes uit die mense vrees vir die toekoms. Laat ons dit kontrasteer met verskeie ander moontlikhede. Party mense gee voor dat die wederkoms van Jesus verwys daarna dat hy geestelik teenwoordig is tussen sy mense. Dit bevat een van die mees vertroostende waarhede wat ons ken, naamlik dat Jesus self woon in elke gelowige. Hy het gekom om ons toe te rus vir diens en ons te help om te lewe op 'n manier wat vir God sal bly maak. Maar waar soos dit is dit nie dieselfde as die letterlike wederkoms van Christus na die aarde nie. Hy is nou met ons op geestelike vlak, maar eendag sal ons hom van aangesig tot aangesig sien. Party suggereer dat die koms van die Heilige Gees op Pinksterdag die vervulling was van Christus se belofte dat hy weer sal kom.
Die Heilige Gees het 10 dae na sy hemelvaart gekom met groot krag op Pinksterdag en baie nuwe gelowiges is gedoop en ingelyf in die gemeenskap van gelowiges. Ons sien daardie dag is die geboortedag van die Christelike kerk. Maar lank na Pinkster het die Nuwe Testamentiese skrywers nog duidelik gepraat omtrent die letterlike terugkeer van Christus. Die koms van die Gees was nie die tweede koms van Jesus nie. Party suggereer dat Christus geestelik weergekom het toe Jerusalem vernietig is in 70 na Christus deur die Romeine. Daardie tragiese gebeurtenis is verskeie kere voorspel deur Jesus in Matteus 24, Markus 13 en Lukas 17. Maar as jy die tekste van nader sou bekyk, sou jy ontdek dat wat op 70 na Christus gebeur het, maar net 'n gedeeltelike vervulling was van die katastrofiese gebeure wat nog voorgelê het op aarde, voordat Jesus weer sou kom. Nee, dis het Jesus nie teruggekeer op 70 na Christus nie, maar hy kom wel op die einde van die tyd. Party suggereer dat die koms van Christus dieselfde is as wanneer 'n gelowige sterf, wanneer hy in God se teenwoordigheid opdaag. Vandag sal hy saam met my in die paradys wees, het Jesus vir die gekruisigde langsom voorspel. Ja, die sterwende sal Jesus sien, maar dit is nie dieselfde as sy letterlike tweede koms na die aarde nie. Ons weet dat hy saam met ons wandel deur die vallei van doodskade wees, die goeie herder. Miljoene gelowiges het al die ewigheid ingegaan terwyl hulle Christus loof wat hulle verlos het van hulle sonde. Miljoene wat agtergebly het vertroosting gevind in die belofte dat die Here self sy kinders begelei het na die ewige tuiste. Maar ook dit is nie die letterlike tweede koms van Christus nie. Iewers in die toekoms gaan daar 'n gebeurtenis wees wat meer verbaasend en skrikwekkend en verrassend en geseën sal wees as enigiets in die afgelope 2000 jaar gebeur het. Dit gaan die letterlike, sigbare, liggaamlike terugkeer van Christus na die aarde wees. Geen gebeurtenis lyk so onmoontlik vir die moderne mens soos daardie een nie. Maar geen gebeurtenis is meer seker daaromtrent as die geïnspireerde woord van God nie. Johannes 14, my Vader het 'n huis, daar is meer as genoeg plek vir julle almal. Ek gaan hom vir julle daar plek reg te maak. Dink julle een oomblik ek sou dit gesê het as dit nie so was nie? As ek alles vir julle reg gekry het, kom ek julle haal om by my te wees. Waar ek is, sal julle dan ook wees. Tweedens, sy wederkoms sal glorieryk wees. Handelinge 1 vertel vir ons dat Jesus deur 'n wolk weggeneem is hemel toe. Daardie wolk wat Jesus na die hemel toe geneem het, was nie maar enige gewone wolkie nie, maar herinner 'n mens nogal aan die wolk wat vir Israel deur die wildernis gelei het vir 40 jaar. Daardie wolk het die glorie van God geopenbaar en almal kon sien God is in hulle midde. Wanneer Jesus terugkeer, sal dit met groot krag en heerlikheid en glorie wees. Almal sal dit sien. Lukas 21, maar dan skielik sal die seun daar wees. Almal sal hom sien, wanneer hy met sy hemelse krag en heerlikheid op die toneel verskyn. Miskien is die beste manier om dit te verstaan wanneer ons die omstandighede van die eerste koms van Jesus vergelyk met die tweede koms van Jesus. Die eerste keer toe Jesus in die wêreld ingekom het die wêreld dit nie raak gesien nie. Net 'n paar skaapwagters het daarvan geweet. Die tweede keer dat Jesus kom, sal elke oog op aarde dit sien en weet. Openbaring 1 vers 7, kyk mooi, Jesus sal op die wolke kom. Elke mens op hierdie aarde sal hom sien. Die mense wat hom destyds doodgemaak het, sal hom sien. Ja, daar sal nie 'n mens op aarde wees wat nie dan van spyt en trane sal uitbars, omdat hulle hom nie gedien het toe hulle nog kon nie. Ja nee, so sal dit wees. Met sy eerste koms het Jesus homself verneder, deur gebore te word in 'n stal, in plaas van 'n koninklike paleis. Maar wanneer hy weer kom, sal hy terugkeer as die koning van alle konings, die Heer van alle Here. Met sy eerste koms het hy die gespot van mense voortdurend hom verag het, omdat hy goed was vir mense, beter as hulle. Alhoewel hy die seun van God was, het hy toegelaat dat hulle hom doodmaak, en daardeur 'n pad oopgemaak vir die redding van die hele wêreld. Wanneer hy weer kom, sal alle gespot skielik stopgesit word, want hy sal die nasies met 'n ysterhand regeer. Hy het die eerste keer gekom as die lam van God, maar die tweede keer kom hy as die leeu van die stam van Juda. 2000 jaar gelede het die godsdienstige leiers uitgeroep, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie.
Maar die dag gaan kom dat almal op aarde vir Jesus sal sien soos hy regtig is. Wanneer dit gebeur, sal elke knie buig en elke tong bely dat Jesus Christus die Here is. Filippense 2 vers 10 sê dit. Net mooi, almal sal voor die grote Christus moet buig. Maak nie saak wie hulle is of waar hulle vandaan kom nie. Selfs die wat lankal dood is, sal voor Jesus moet buig. Hulle almal sal met oortuiging vir mekaar sê, Jesus Christus is die Here. So sal almal ook besef hoe groot en belangrik God die Vader is. Met Jesus se eerste koms was nederigheid sigbaar. Met sy tweede koms sal die woord glorie waarskynlik sigbaar wees vir almal in die wêreld om te sien. Niks sal meer natuurlik wees as 'n triomferende terugkeer van ons oorwinnende Here nie. Hy wat destyds verwerp en verag is deur mense, sal eendag terugkeer in krag en glorie en heerlikheid omring deur sy engele. Laat mens wonder, wat sal alles gebeur as Christus terugkeer in glorie en heerlikheid? Eerstens sal hy al die gelowiges wat reeds dood was, laat opstaan uit hulle grafte. 1 Tessalonisense 4 vers 16. Wanneer God beveel dat die laaste dag aanbreek, sal die heel belangrikste engel in die hemel skielik kliphard uitroep. God se hemelse trompet sal dan ook begin blaas. Terwyl dit gebeur, sal die Here na die aarde toe kom. Al die Christene wat reeds dood is, sal lewendig word. Die liggame van dooie gelowiges sal in 'n oogwink weer terugkeer na lewe. Hulle sal 'n ewige verheerlikte liggaam hê, net soos Jesus gehad het, toe hy opgestaan het uit die dood op Paasondag. Hoe kan so 'n groot wonderwerk plaasvind? Ek weet nie, maar as God sy eie seun uit die dood kon laat opstaan, is dit seker kinderspeletjies vir hom, om hulle wat sy seun gevolg het, te laat herleef. Tweedens, gelowiges wat met die wederkoms van Jesus nog leef, sal die aarde verlate vir ewig verander word. Ons tydelike liggame sal getransformeer word na ewige liggame wat nooit weer sal kan doodgaan nie. Moenie dat hierdie prentjies jou flous nie. Dit gaan baie meer wonderlik wees as dit. Dan sal ons wat nog lewe, saam met hierdie gelowiges weggeneem word op die wolke. Ons almal sal die Here in die lug ontmoet. Daarna sal ons almal vir altyd by die Here bly. Filippense 3. Hy gaan ons liggaam nuut maak, soos sy liggaam is na sy opstanding, verhewe en heerlik. Hy sal dit doen omdat hy baie sterk is, want sy krag oortref alle ander krag. Wat hy wil, dit kan hy doen. Party mense meen dat niks in die lewe seker is nie, behalwe die dood en belastings. Maar ek weet van een ding, wat selfs nog meer sekerder is as dit. Party Christene sal nooit doodgaan nie. Daardie generasie wat nog lewendig is wanneer Jesus terugkeer, sal nie doodgaan nie, maar lewendig bly, saam met Jesus in verheerlikte liggame. Geen prentjie kan reg doen aan daardie grootse gebeurtenis nie. Derdens sal Christus se getroue diensknegte beloon word wanneer hy weer kom. Partykeer as iemand doodgaan, praat ons van hy het nou sy beloning ontvang. Dis natuurlik waar op een vlak, maar ons kan die volle beloning te wagte wees die oomblik wanneer ons voor Christus sal staan op die oordeelsdag, waar ons lewe op aarde geëvalueer sal word. 2 Korintiërs 5. Ons almal moet in elk geval voor Christus sy regterstoel gaan staan. Op die laaste dag sal hy sy uitspraak lewer oor alles wat ons tydens hierdie lewe gedoen het. Ons sal dan beloon word volgens dit wat ons gedoen het, goed of sleg. Sy koms is op hande. Die Bybel vertel vir ons dat die koms van Christus gou is, wat beteken dat dit enige oomblik kan gebeur. Die woord gou kan ook vertaal word met skielik en onverwags. Dit gaan dalk meer oor die hoe dit sal gebeur as die wanneer. Onder die eerste Christene was daar sonder twyfel 'n verwagting dat Christus in hulle generasie sou terugkeer. Dis iets wat in elke generasie van Christene voorkom en behoort ook deel van ons verwagting te wees. Keer op keer waarsku die Nuwe Testament ons om op die uitkyk te wees, gereed te wees vir sy terugkoms. Hoekom so 'n waarskuwing as sy koms eers oor duisende jare mag wees? Matteus 24, sorg dat jy die een is wat reg is, sodat die Here jou saamneem wanneer hy kom. Daar is die verwagting onder ons wat vandag nog lewe, dat Jesus enige oomblik kan terugkeer na die aarde, net soos dit was in die tyd van die eerste gelowiges. Daar word die storie vertel van 'n besigheidsman wat een keer sy jong seun saam met hom kantoor toe geneem het.
Hy het die seun gevra om buite op die trappies te sit en wag terwyl hy gou ingaan om iets by die werk te gaan doen. Spoedig het hy egter so besig geraak en sy aandag opgeneem met wat daar aan die gang was, dat hy heeltemal vergeet het van sy seun wat buite wag. Uiteindelik verlaat hy die gebou by ander uitgang en gaan alleen huis toe. Verskeie ure later sit die familie aan vir aandete, maar sy seun was nie daar nie. Sy ma het angstig begin word en gewonder waar hy dan kan wees. Toe skielik onthou die pa waar hy sy seun gelos het. Hy jaag terug werk toe en vind sy seun op die trappies, moeg en honger, besig om te wag, net soos hy beveel is om te doen. Ek het geweet jy sou kom, papa, antwoord hy, want jy het gesê jy sal. Dis nou al meer as 2000 jaar later. En party van God se kinders het nou ook al moeg en honger begin word. Ons wonder, hoekom het Jesus nog nie teruggekom nie? Het hy dalk van ons vergeet? Miskien het hy ander planne gemaak? As jy voel soos daardie seentjie, skep moed. Dis 'n lang ruk wat al verby is vanuit ons oogpunt. Maar Jesus is nog maar weg vir 2 dae vanuit 'n hemelse perspektief. 2 Petrus 3 vers 8, my liewe vriende, moenie dink dat God van ons mensgemaakte kalenders afhanklik is nie. Dit is glad nie so nie. Vir God is 1 dag net so goed soos 1000 jaar, en 1000 jaar net soos 1 dag. Hy het gesê dat hy sal terugkom, en hy sal. Moenie vrees nie. Hou aan met glo. Hy het nie van jou vergeet nie. Ons kan met sekerheid weet dat Christus weer sal terugkeer, net soos hy die aarde verlaat het. Dis met daardie hoop wat ons geliefdes begrawe wanneer hulle doodgaan. Dis met daardie hoop wat ons elke oggend wakker word en dink, miskien vandag. Alle ware gelowiges weet dat Jesus weer gaan terugkeer, want hy het gesê hy sal, en hy vergeet nie een van sy beloftes nie. Ons praat van die wederkoms asof dit net om die draai is, spoedig, binnekort. Paulus het verwag dat Christus sou terugkeer aan sy leeftyd. Wanneer ons dink aan die tweede koms van Christus, beteken dit 2 dinge. Ons is onseker oor die spesifieke tyd wat dit gaan plaasvind, maar ons is ook bewus daarvan dat dit skielik en onverwags kan wees. Markus 13. Net God weet die presiese datum en tyd wanneer die einde gaan kom. Die engele weet dit nie, en ook nie sy seun nie, net hy, want hy is die een wat sal besluit wanneer dit sal wees. Wees daarom wakker en op julle hoede, sodat julle nie onkant gevang word nie. En weet ons nie wanneer die einde gaan kom nie. En hoewel ons ingestel is om sekere datums in ons eeu dop te hou, word ons gewaarsku teen die gevaar daarvan om aan spesifieke datums vas te klou of te veel in te lees in die tekens van die eindtye. Ons hoor gereeld van predikers wat verkondig dat hulle glo dat ons lewe in die laaste oomblikke van wêreldgeskiedenis, die finale dae voordat Christus sal terugkeer. Maar ons kan nie seker wees presies wanneer dit is nie, en moet dus versigtig wees om meer te verwag as wat die Bybel sê. Baie van ons hier sal verskil oor die details van hoe die wederkoms gaan plaasvind. Party vrae sal nie beantwoord word tot op daardie dag nie. Maar die dinge waaroor Christene saamstem is baie meer as die dinge waaroor hulle verskil. Alle ware gelowiges is een in die geloof dat Christus self eendag sal terugkeer na die aarde. Dit bring ons terug na die engelse vraag. Hoekom staan julle hier en kyk op in die lug? Dis asof hulle sê, moenie julle dae spandeer om na die wolke te kyk en ligkastele te bou nie. Moenie droom en ronddryf saam in die wolke nie. Voordat Jesus die aarde verlaat het, het hy ons presies vertel wat om te doen. Ons is hier om getuies vir hom te wees, tot in die uithoeke van die wêreld. Na 2000 jaar is die taak nog steeds nie voltooi nie. Dis is daar nog genoeg werk om ons besig te hou, totdat Jesus weerkom. Daar word die storie vertel van 'n klein seentjie wat op 'n winderige dag sy nuwe vleuer wou gaan uittoets. Sommer gou die wind sy vleuer geskep en tot sy blyskap het die vleuer al hoër en hoër gevlieg, totdat dit uit sy gesigveld verdwyn het in die wolke. Na 'n paar minute het 'n toeskouer die seentjie gevra, "Hoe weet jy jou vleuer is nog vas in die toutjie?" "Ek kan dit voel pluk aan die tou," antwoord die seentjie. Dieselfde is waar vir ons vandag. Christus trek ons hemelwaarts. Hy trek ons weg vanaf die aarde na ons hemelse adres. Ons mag hom dalk nie sien met ons oë nie, maar ons voel die plikkies aan ons harte.
Ons weet waar hy is, en ons weet dat ons eendag saam met hom daar sal wees. Eendag sal die Here die finale plukkie gee, en ons sal vir altyd in die hemel wees. As Jesus vandag sou terugkom, sou jy gereed wees om hom te ontmoet en te verwelkom? As jy sou sê, ek dink so, of ek hoop so, of ek is nie seker nie, dan is jy glad nie gereed nie. Maar jy kan gereed maak, wanneer jy jou hart oopmaak en hom vertrou as jou redder en Here. Vanuit die pyn van Goeie Vrydag kom die beste nuus wat die wêreld nog ooit gehoor het. Sit al jou hoop in wat Jesus vir jou gedoen het, toe hy aan die kruis gesterf het vir jou, en toe daarna opgestaan het uit die dood. Skuif jou vertroue in enigiets anders op sy, en vertrou vir Jesus alleen. Vertrou hom met jou hele hart, en jy sal gereed wees om die Here te ontmoet as hy kom. Here, ek plaas al my vertroue in U. Ek weet U kom spoedig weer, en dit sal onverwags wees. Ek wy my lewe aan U toe, om vir U te leef elke dag, totdat U weer kom. Amen.